ons pitstop. Dit is vir ons 'n ongelooflike voorreg om vir Dominee Gys, soos ons hom nou leer ken het, Gys Verskoort, hier so by ons te hê vir pitstop vandag. En ja, hy was 'n bietjie hierdie afgelope 4 dae by ons met Pinkster. 4 dae? 4 dae. Voelbaar. Ja. En ja, dit was regtig lekker om jou hier so by ons te hê, Gys, en ons praat vandag so 'n bietjie oor dit wat hy hier by ons bespreek het. So as jy dalk die Pinkster wil kyk, alles op YouTube, so gaan kyk maar net daarso. Ja, Gys, baie welkom by ons pitstop hierso om ons ronde tafel. Ek het al julle pitstop beleef met Anton. Ja, ons nooi nou net mense. Ja. Ons wil nie net ons twee wees. Ek kan nie verstaan hoekom ons nie 'n koffie nie aan. Ja, Jean, dan kry ons koffie. Die mense wat dit opstel is veronderstel om. Ja. Waar is hulle? Nee, ek weet nie. Ja, maar Gys, dit was vir ons lekker saam met jou hierdie week. Ons gesprek is eenvoudig sommer net oor die tafel vandag. Is sommer so 'n bietjie te reflekteer oor dit wat die week gebeur het. Toe ek en jy gepraat het, jy gesê ons wil eintlik maar net so 'n bietjie sê wat het vir ons uitgestaan die week. Maar ons eers 'n vraag vir jou vra. So jou eers op die spot sit, dan kan jy ons op die spot sit. So ons is sommer 'n bietjie by jou hoor. Jy het met ons baie dinge gedeel die week. Jy het regtig vir ons nogal op 'n reis, op 'n journey gevat. En ek dink dit was vir baie mense nogal information overload in die goeie sin van die woord. So daar's baie om te verteer, baie om te kou, baie om oor te reflekteer. Maar as jy dalk nou vir ons kan sê, as jy hier was hierdie week, jy het dit geluister, wat sal jy wat sê jy graag wil hê mense moet vat? Van dit wat jy gesê het, dit wat hulle beleef het hierdie week, wat moet hulle dalk so 'n bietjie oor gaan dink hierna? Ja, kyk, ek kom uit my eie storie uit, is dat ek dink die groot uitdaging vir die kerk, en dan sommer vir ons as predikante, maar ook vir gelowiges, is die herontdekking van Jesus. Jy weet, voor my woestyntyd, so ek gesê het, het ek verveeld geraak met Jesus, en my visie van Jesus was eintlik beperk tot 'n verlosser. En dit het natuurlik nou 'n sekere effek gehad hoe ek die Christelike geloof verstaan het en geleef het, dat dit eintlik jy download genade wat jy het nodig het, veral op 'n vergifnis en hulp, so aan. So my oë het oopgegaan op hierdie pad deurdat ek oopgegaan het vir sy koninkrykse evangelie. Nou dis goed wat ek op kweekskool geswat het en so aan, maar ek dink daar's 'n hengse verskil tussen weet van goed en daarvoor oopgaan vir die werklikheid daarvan. So ek dink vir my eie en toe ek het my eie raak sien dat ek eintlik verveeld geraak het met Jesus en hom toe nou herontdek het, en ek is nog steeds op 'n pad van herontdekking. Nou my oordeel is dit die grootste uitdaging vir die kerk en vir ons as gelowiges om Jesus te herontdek. En daai woorde wat ek maar gebruik van om te skuif van verveling na verwondering oor wie Jesus is, en dit voel vir my na 20 jaar op hierdie nuwe pad van herontdekking van Jesus, julle, ek verstaan nog min. Maar ek het ten minste begin oopgaan vir die werklikheid van sy aanwesigheid, dat hy Here is, en dat hy nou regeer, op 'n vreemde manier, van onder af, maar dat hy nou hier is, en dat hy my innooi om op 'n daaglikse basis te leer, om onder sy koningsgesag te lewe, en in sy teenwoordigheid. So, as ek praat oor die dan sal ek graag mense wil innooi, om self Jesus te herontdek, en self op 'n pad te gaan waarin ons hom leer om eerstehands te ken. Daar's baie tweedehandse ken van Jesus. Is daar moet ek jy kan Jesus leer ken deur Joyce Myers, of jy kan Jesus leer ken deur wat ook al. En ek is nie teen Joyce Myers nie. En al daai mense speel 'n belangrike rol, maar niks kan wegneem dat ek self vir Jesus herontdek nie. Ek dink dit is baie belangrik, daai woord verveling. Ek dink dit is ook net 'n vraag wat mense vir hulle self moet gaan vra. Het ek nie dalk verveeld geraak nie? Ek dink nie dalk verveeld geraak met geloof en met kerk en dan veral eintlik met Jesus self. So ek dink daar's 'n sekere verstaan vir die Christelike geloof wat eintlik nie meer mense inspireer nie. En ook nie vir mense op 'n daaglikse basis help nie. So dis die ontdekker. Ek dink baie keer kyk die wêreld nog aan ons en dink hulle, ons wil net nie dit hê nie. En dit is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Dit is eintlik wat Jesus gesê het, maar dis nie wat ek voor gekom het nie. Dit is nie 'n vervelige spul nie. Dit hoef nie dit te wees nie. Wat ek hier miskien nou vanoggend gepraat het, dink ek is ook waar, dat ek dink ook ek het 'n bietjie beland 20 jaar terug in jy kan 'n teologiese spirituele wêreld hê, maar dan het jy jou werklike wêreld,
En hoe daai goed, ek kon nie lekker daai goed laat integreer nie. Ja. Terwyl wat vir my oopgegaan het, is dat Jesus se woorde very practical. Ja, En dit wil my help, sy teenwoordigheid en sy wysheid van sy woorde wil my help met die real issues van gees. En hoe ek in die gewone goed van elke dag uitgenooi word om op 'n nuwe manier te lewe. Ek dink sommer dit is maar my as ek nou die week vat was jou laaste sessie was eintlik vir my half die ding en dis iets waarmee die laaste paar maande al eintlik met my 'n pad stap ook is om elke dag voluit te leef, om nie alles te probeer beheer en die uitkoms daarvan te beheer nie, maar om alles te doen wat die Here vir jou gee om te doen en dit voluit te doen met energie en ek dink dit is waar jou verveeldheid is soos as jy net op 'n stadium voel en sê ag elke dag is nou maar monotonies en ons gaan nou maar deur die ritme en goed. Maar om elke dag jou oë oop te maak vir die opportunities wat die Here vir jou gee, dan gaan jy nooit in vervelende situasie. Ek het Sondag gedink laas Sondag 'n bietjie of daar was donderdag aand by Hemelvaart het ek bietjie gepraat oor wat met my laasweek gebeur het. En dan was jy 'n klomp verwers en so en ek het 'n ouetjie gaan aflaai in 'n rural gebied hier so naby aan ons. En toe ek al inry, toe sit nou vir die mense, ek dink hier kom baie mense fit mense daar nie. Toe ek daar instap, het ek net soos ek kan nou bang wees of ek kan nou vriendelik wees en ek kan nou die gesig van Jesus wees. En daar was 'n opportunity toe ek weer sien toe die 10 kinders hier om my wat nog nooit iemand wit gesien het nie. En ek was so vriendelik met hulle en 'n high five en so en ek dink dit is net sommer 'n simpel praktiese ding vir ons om elke dag die opportunities wat die Here vir ons gee om te gaan met dit. En Marcus hieronder, weet die leer leef saam met Jesus is om in die gewone van die dag met ander oë te kyk en te sien dit op die ouende watter geleenthede daar is en om saam met Jesus 'n verskil te maak en 'n verskil te wees vir mense. Wonderlik. Of laat ek so sê, die avontuur van die Christelike geloof word ontsluit om te leer om van die koninkryk te leef. En ek dink dit is as jy elke dag wakker word met die siening dat die Here stuur mense en goed oor jou pad elke dag. Maar jy moet bewus wees daarvan en jy moet ingestel wees daarop en proaktief wees om te besef. Teenwoordig genoeg wees. Ja, jy nie op jou foon nie. Jy moet weet, hier is nou 'n oomblik. Die Here het hierdie persoon het daar's geen manier dat ek kon beheer dat hierdie persoon in my lewe ingestap het en nou het ons 'n gesprek. En dit is vir my die exciting ding en dit is vir my lekker van ons werk ook dat mense eintlik met soveel verskillende mense op verskillende plekke te doen kry. Maar almal kry elke dag met dit te doen. Maar ek dink mense raak verval en dis juist daai ding wat jy gesê het. Jy raak verveeld in jou eie lewe en dan per implikasie eintlik verveeld met Jesus. Want wat is my doel dan? Jesus is in die gewone lewe van elke dag en ons moet dit ontdek. En dis waar die avontuur is. Nee, dit was vir my beautiful. So dit het vir my uitgestaan, maar dit het bietjie ingetaai met die goed waarmee wat in my lewe besig is. Vir my het nou net, ek dink jy het nou net daai woord gebruik van Jesus ontsluit iets. Ek dink jy het nou gisterond of eergisterond gesê Jesus ontsluit lewe of hy kan lewe vir ons ontsluit. En ek dink van dit ek die eerste keer jou gehoor praat het tot nou toe. Was dit een van die goed wat nogal vir my vas bly staan het is ons lewe nie net vir die hemel nie. Daar is lewe nou. Die ewige lewe het nou klaar aangebreek, dalk nie ten volle nie, maar daar het nou klaar vir ons lewe aangebreek en as ons saam met Jesus op pad is en saam met hom op reis, dan kom ontsluit hy dit vir ons nou. En ek dink dis deel van dit wat jy nou gesê het is ons kan nou floreer. Daar is nou florering vir ons. En al voel dit nie altyd so nie, dit vat nie weg van die wêreld en weg van die realiteit af nie. Maar ons hoef nie in 'n vreeslike vervelige spilte af te gaan nie. Ons kan nou regtig lewe geniet en ek jy dit oor en oor gesê die week. Jesus is nie 'n spoilsport nie. Jesus is nie 'n spoilsport nie. En ek dink baie keer dan praat ons met jong mense ook. Hulle is dan nog gesê nee. As ek nou hierdie pad gaan ek nou niks meer kan doen wat vir my lekker is nie. En ek dink dis juist nie. Jesus wil hê jy moet dit gaan doen wat vir jou joy gee, wat vir jou lekker is. So dit was een van daai goed wat nogal vir my uitgestaan het. Maar ek dink so net vir my persoonlik is nogal iets wat ek graag sou wil gaan oefen, net om jou woorde te gebruik. Ek het daai idee van ons is onder die heerskappy van die Here. En om elke oggend amper net jou dag te submit tot dit. Of jou dag en jou lewe en jou verhoudings en jou ouerskap en jou huwelik eintlik net so 'n bietjie kom submit tot dit. Jy het nou ek dink jy by Panorama gesê ons moet skorrelgoed was saam met Jesus. Dankie tog. Ek het skorrelgoed was. Jesus was saam met my skorrelgoed. Maar dan moet ons nou maar die skorrelgoed wasser pak saam met Jesus. En is in daai mundane baie gewone goed waar ek glo die Here kan vir ons lewe
ontsluit. En ons kan toewees vir dit baie maklik. Marcus sê jy kan baie maklik deur daai emotions gaan en heeltemal daai mooi oomblikke van jou dag en van jou lewe kan jy heeltemal mis. Ja. So daai uitnodiging van die sagte juk dat ek genooi word om daagliks my lewe te leef onder die sagte juk van Jesus. Wat beteken onder sy koningsgesag in sy teenwoordigheid sodat ek leer om alles wat ek doen saam met hom te doen. Nou weet wat vir my ongelooflike ontdekking was dat disippelskap waaroor ons nou praat is eintlik God se herstel van sy oorspronklike skepingsbedoeling. Ja. Dit was nooit bedoel dat mense onafhanklik van God lewe nie. Ja. God het ons selfstandig gemaak, bedoel ons moet dink, ons moet besluite neem, ons verantwoordelikheid neem. So hy crash nie ons menswees in die sin van selfstandigheid nie. Maar wat hy ons nooi is afhanklike selfstandigheid. Nee. En dis die lewe saam met hom wat hy ons sluit. Nou dis Sê vir weer, onafhanklike selfstandigheid. Wat uitgegroei het by ons is, ekskuus tog, wat ons roep is afhanklike selfstandigheid. Wat uitgegroei en ontwikkel onder ons as Christene is onafhanklike selfstandigheid. En dis vir ons dit opneem. Onafhanklik. Yes, guys. Opneek. Ja, op daai noot, hy is nou op pad terug Kaap toe. Kom gaan nou 'n bietjie weg uit Sodom en Gomorra uit. Weer na die hemel toe soos wat hy sê. Kreeusdorp was my verrassing. Ons is bly ons het jou. Ons is bly die Wesrand kon jou verras. Ja, kon jou verras. Gys baie dankie dat jy ons was. Ons waardeer jou tyd en jou insig en jou menswees en dit was vir ons 'n ongelooflike voorreg om jou 'n jaar later hier by ons te kon hê as beplan, maar dit was ook dan 'n goeie doel. Baie seën vir jou en jou werk en met die geloofsreisgoed in die sentrum en dan nou so sê met die aftrede ook dan nou so op pad. Nee, ons gaan nog eens stil sê. Hy het nog werk om te doen. Ja, seker. Gys hulle is so goed is nogal heelwat op plekke beskikbaar, maar jy is welkom om met ons te kom gesels as jy enige inligting nodig het. Maar hulle is ook op Facebook. Die Sentrum van Geloofsvorming, so as jy daar 'n bietjie wil gaan volg na hulle werk toe, hulle e-posadres is beskikbaar en ons het nog van daai boekies hier by ons, boekies en magnete, wat jy nie sommer met jou gaan terugkar by Kaap toe nie. So as enigiemand nog van dit nodig het, is hulle welkom om ons draai te maak, maar ja. Dankie vir my of. Jy het baie geïnvesteer in ons gemeente en ons het groot waardering. Dankie. Ja, baie seën vir julle ook. Sterkte vir jou dag en vir jou week en mag jy voluit leef vir dit wat die Here vir jou hand gee om te doen. Tada.